In 2022 het ons weer eens te doen met 'n vloeidiagram waarin organiese vergelykings beskryf word. Vir konteks beskou die struktuurformule van verbinding A. Ons begin met CH3, daardie metielgroep. Daar's ons CH3. Dan het ons 'n koolstof, dit is daardie koolstof, 'n metielgroep, dis daai CH3. Dan het ons 'n broom wat gebind is aan dieselfde koolstof, CH2, dit is ons derde koolstof, en CH3 ons vierde koolstof. As ons verbinding A benoem, begin ons dus links, 1, 2, 3, 4, so verbinding A is 2 bromo, 2 metiel butaan. Is verbinding A primêre, sekondêre of tersiêre haloalkaan? So broom is gebind aan daardie koolstof en daardie koolstof is gebind aan 1, 2, 3 ander koolstowwe. Met ander woorde, dit is 'n tersiêre haloalkaan want die halogeengroep, die broom, is gebind aan 'n koolstofatoom wat aan 3 ander koolstofatome gebind is. Ons fokus dan op reaksie 1. Ons het 'n haloalkaan as reaktans en die hoofproduk is 'n alkeen. Hierdie is dus 'n eliminasiereaksie, dehydrohalogenering. Tydens dehydrohalogenering is hitte nodig. Maar wat is die ander reaksietoestand wat benodig word? Wel, 'n gekonsentreerde sterk basis, natriumhidroksied, kaliumhidroksied of lithiumhidroksied. Jy moet ook daarop let dat hierdie 'n haloalkaan is wat nie polêr is. En gevolglik is dit belangrik dat die haloalkaan eers opgelos moet word in etanol vir die reaksie om effektief te kan plaasvind. Vraag wat gereeld gevra word, ons moet 'n gebalanseerde vergelyking vir reaksie 1 neerskryf, maar ons moet gebruik maak van struktuurformules. So ons begin met 2 bromo, 2 metielbutaan en dit reageer met 'n gekonsentreerde sterk basis, natriumhidroksied, kaliumhidroksied of lithiumhidroksied, en dan vorm daar ons produk wat 2 metiel buut 2 1 is, as ook 'n metaalbromied, in hierdie geval of natriumbromied, kaliumbromied of lithiumbromied, na gelang van die tipe sterk basis wat gebruik is, as ook water. Ons kyk nou na reaksie 2 en jy sal let, ons begin met ons 2 metiel buut 2,1, oftewel C5H10. En die produk van reaksie 2 is C5H12O. So C5, C5, die koolstowwe bly dieselfde, maar H10 na H12 beteken dat 2 waterstowwe bygekom, as ook 'n enkele suurstof. Hierdie is dus hidrasie en die produk wat vorm is 'n alkohol. Markovnikov se reël word in hierdie geval gevolg. Daardie dubbelbinding word gebreek en dan die keuse: koolstof 2 of koolstof 3. Jou waterstof gaan bind aan koolstof 3 want koolstof 3 het 'n enkele waterstof, koolstof 2 het slegs die metielgroep. En gevolglik sal die hidroksielgroep bind aan die tweede koolstof. Klein hoeveelheid suur word benodig vir hierdie hidrasiereaksie, as ook 'n oormaat water.
Wat is die naam of formule van die anorganiese reagens? Onthou nou weer anorganies. Ons wil nie hê daar moet 'n koolstof deel wees daarvan nie, behalwe koolstofdioksied en koolstofmonoksied, wat van die uitsonderings is. 'n Oormaat water is nodig vir hidrasie. Soos reeds genoem, die addisiereaksie wat hierso plaasvind is hidrasie. Reaksie 3 word volgende beskou en hulle wil weet wat is die tipe reaksie wat hierso plaasvind. Nou ons begin met 'n haloalkaan en die haloalkaan gaan direk na 'n alkohol. So hierdie reaksie is 'n substitusiereaksie bekend as hidroliese. Laaste vraag. Behalwe vir hitte, wat is die ander reaksietoestand wat nodig is vir hidroliese? Nou jy sal onthou, daar's 2 verskillende tipes hidroliese. Die een maak gebruik van 'n verdunde sterk basis, natriumhidroksied, kaliumhidroksied, lithiumhidroksied, en die ander opsie wat vir jou dieselfde produk gaan lewer, is om gebruik te maak van 'n oormaat water.